Vanaand in die nuus. Swaar strawwe vir die skuldiges in Jocelyn Smith ontvoeringssaak verwelkom. 'n Bietjie verligting vir platsak Suid-Afrikaners. En soektog na afkop droster soldaat werp vrugte af. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die nasionale vervolgingsgesag het die swaar strawwe verwelkom wat die verdwene Jocelyn Smith se ma, Kelly en haar mede-beskuldigdes, Jacqueline Apollos en Stefano van Ryn in die Wes-Kaapse Hooggeregshof opgelê is. Al drie is skuldig bevind aan mensenhandel en lewenslang tronk toegestuur. Die 6-jarige Jocelyn het verlede jaar van haar huis in die Middelpos informele nedersetting op Saldanha in die Wes-Kaap verdwyn. Sy is blykbaar vir R20,000 verkoop. Regter Nathan Erasmus het hulle ook elk tot 10 jaar gevangenisstraf gevonnis vir die ontvoering van Jocelyn. Regter Nathan Erasmus het die vonnis verdedig. Hy sê die gemeenskap van Saldanha is uitmekaar geruk deur 'n bose misdaad wat gepleeg is deur die mense wat veronderstel was om Jocelyn te beskerm en veilig te hou. What is worrying in your personal circumstances is the attitude you displayed as described by Mr. Peterson. Doesn't seem that you have shown any remorse nor concern about the whereabouts of Jocelyn. Hy het ook in die hof gesê Jocelyn se ma, Kelly Smith, het haar soos 'n kommoditeit behandel en dat die vaderfiguur in die meisietjie se lewe, Apollos, en Laurentia Lombard het die plan gesteun om haar vir R20,000 te verkoop. The evidence presented as to the disappearance of your own daughter was clear. Besides, on one occasion earlier and yesterday, I saw no indication of remorse. Die regter het ook na Stefano van Ryn gekap en gesê hy moes besef het watter invloed misdaad op families het, omdat sy eie pa vermoor is toe hy baie jonk was. Your attitude towards the disappearance of Jocelyn, you made it very clear by saying you simply don't care. Jocelyn se familielede is verheug oor die vonnis, maar wil hulle kind terug hê. I think we hope she want to talk because I want to go also to Kelly now and speak with her and ask her to tell us where is the child. It's not a nice thing for my child to sit in jail for the rest of her life, but she did something wrong, so she must deal with the consequences. Die vrou wat vir Jocelyn wou aanneem, sê die vonnis bring vertroosting, maar nie afsluiting nie. Bietjie verligting, maar closure nee. Die closure ons in die staat om te gaan nie. As sy nie meer lewe nie, dan is daar 'n graf aan ons gegaan. As sy lewe en ons kan haar sien, dis closure vir ons. Maar op hierdie oomblik, ons het die closure nie. Die nasionale vervolgingsgesag meen die ontvoering en mensenhandel van Jocelyn het 'n groot invloed op die breë gemeenskap gehad en sê die saak stuur 'n sterk boodskap dat kinderregte van uiterste belang is. Ons is baie tevrede met die vonnis en ook, soos die regter gesê het, ons is almal verantwoordelikheid vir die veiligheid van ons kinders. Hulle regte kom eerste en ons as ouers, moederfiguur, vaderfigure, moet omgee vir hulle. Die ondersoek na waar Jocelyn haar bevind, duur voort. Vanessa Puna, SAK nuus, Saldanha aan die Weskus. Die polisie glo die verdagtes wat gesoek word in verband met die moord op die 30-jarige Olorato Mongale is deel van 'n syndikaat wat vroue teiken en beroof veral by winkelsentrums. Twee verdagtes, Fuzile Ngubane en Pilangenkosi Makaya, word verbind met 'n Volkswagen Polo wat gister by 'n paneelklopper in Phoenix in Durban opgespoor is. Die polisie het bloed in die voertuig gevind.
Die voertuig wat aan die pa van een van die verdagtes behoort, is na bewering Sondag gebruik om Mongale op te laai. Die Johannesburgse student se lijk is ure later in Lombardie Wes naby Alexandra, noord van Johannesburg, ontdek. Inwoners van KwaMashu in KwaZulu-Natal is woedend oor berigte dat die twee verdagtes glo uit die township kom. We try to communicate along our areas via all network we have to cascade the information. For now, we get lucky. Early this morning, one suspect has been handed over to the police. Volgens die polisie is Ngubane en Makanya uit op borg vir 'n saak van ontvoering en roof. We had a similar case in Brakpan on the 20th of April, where a vigilant member of the South African Police Service actually picked up this suspicious-looking VW Polo on the side of the road. And upon further investigation, he then found that a woman was kidnapped. And he detained two suspects, Bongani Mtimkulu, Philani Makanya, on a charge of kidnapping and robbery. On the 22nd of April, they appeared before the Brakpan Magistrate Court, and on the 26th, they got bail. Intussen het die polisie bevestig dat hulle die ma van een van die verdagtes ingeneem het vir ondervraging. Sy het na bewering haar seun gewaarsku dat die polisie na hom soek. The mother tip off the son while the police were in the house. So the mother calls the son and telling the son to get away when the son was hiding in another place. So that's why the mother has also been taken for questioning and to see whether there's any evidence from what we are hearing that maybe she might also have to face the music if that happens. But it's disturbing that the parents knows of their own children that are doing wrong and they are not talking to the police. Die polisie het ook 'n foto vrygestel van 'n derde verdagte, Bongani Mtimkulu, wat ook gesoek word in verband met die moord. Die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi, sê hy word nie afgeskrik deur regsgedinge om die implementering van die nasionale gesondheidsversekering in sy huidige vorm te stuit nie. Hy het gepraat by 'n vergadering van die Progressiewe Sakeforum in Johannesburg. Daar is ook op die oomblik 5 hofsaake teen die voorgestelde NGV met nog 3 in die vooruitsig. Die wet op nasionale gesondheidsversekering is verlede jaar bekragtig, ondanks fel kritiek en verskeie regsaksies. Meer as 9 miljoen rand is reeds aan regskoste spandeer, maar die gesondheidsminister sê dat hulle voortgaan om die NVG in werking te stel. When you look at the court challenges, each one of them mentions their areas of interest. One of them, it says, if this happens, I'm going to lose so much money. It's written in black and white in one of the affidavits. Die koste om die NVG in werking te stel wek groot kommer, aangesien daar nog geen duidelikheid is oor wat dit gaan kos nie. You implement in phases at a particular period of time, depending on how much money you have got at that particular time. Ondersteuners van die NGV sê die plan is moontlik en onontbeerlik vir miljoene Suid-Afrikaners wat staat maak op openbare gesondheidsorg. With the current finances that South Africa has in both public and private, we can be able to have equitable spread and have quality care. Die Gautengse Gesondheidsdepartement sê hoewel hy die NGV ondersteun, is daar 'n tekort aan menslike hulpbronne by sy gesondheidsinstellings. All our clinics are going to have doctors. We've started in Johannesburg, but still we have a shortage of nurses. It's one thing that I was telling even the nurses yesterday, that it's something that we must look at. So we have some funds that we've been given by the national government. We're going to employ about 200 now nurses. It's not enough. Die oorlog tussen die Amerikaanse president Donald Trump se Withuis en die VSA se regstelsel het verskerp. 'n Federale handelshof in New York het bevind dat Trump se sogenaamde Vryheidsdag handelstariewe sy magte oorskry het. Die Withuis het appel aangeteken binne minute na die uitspraak en die regeringsvleuel van 'n staatsgreep beskuldig. My fellow Americans, this is Liberation Day. Tydens die uitspraak van die Hof van Internasionale Handel in Manhattan het Trump nie die reg om invoerheffings in te stel teen so te sê alle lande op aarde nie. Trump het op 2 April, oftewel Vryheidsdag, 'n 10% heffing ingestel op alle invoere na die VSA, maar strafheffings is gehef op lande waarmee die VSA 'n handelstekort het.
As 'n land meer goedere aan Amerika verkoop as wat hy van die Amerikaners koop, het die Withuis hom as 'n probleemgeval bestempel. Sodoende is 46% gehef op Vietnam, 24% op Japan en 31% op Suid-Afrika. China is gestraf met 'n 34% heffing benewens 20% wat reeds ingestel is. Na dae van chaos en reuse verliese op wêreld- en Amerikaanse markte, het die Withuis die tariefinstelling met 90 dae vertraag vir onderhandelings. China was uitgesluit uit die opskorting en 'n kringloop van vergeldingsstappe tussen die twee grootste ekonomieë ter wêreld het gevolg. Uiteindelik was die Amerikaanse heffing teen China 145% en die Chinese een teen die VSA 125%. Trump het die Amerikaanse wet op internasionale noodekonomiese magte gebruik om die tariewe in te stel. Die wet word gewoonlik gebruik om sanksies in te stel teen Washington se vyande. Die federale handelshof stem nie saam nie. Hy maak dit duidelik dat die Kongres volgens die Amerikaanse grondwet uitspraak moet lewer oor internasionale handel ongeag enige noodmagte. Die hof bestempel Trump se optrede as ongrondwetlik. Sy topraadgewer en onderhoof van personeel, Stephen Miller, het op sosiale media die regstelsel van 'n staatsgreep beskuldig. Internasionale en Amerikaanse markte het positief gereageer op die hofuitspraak. Intussen het Elon Musk, die Suid-Afrikaansgebore miljardêr, sy pad met die Withuis geskei. Musk, wat 'n noue bondgenoot van Donald Trump is en honderde miljoene dollar geskenk het vir sy verkiesingsveldtog, was die hoof van 'n nuut geskepte departement van regeringsdoeltreffendheid of DOGE. In die hoedanigheid het die Tesla bestuurshoof drastiese besnoeiings gedoen aan die Amerikaanse federale infrastruktuur. Die besuinigings het diepgaande gevolge gehad, insluitend op internasionale hulpgewing. Suid-Afrika is ook swaar getref deur opskortings van vigs en ander mediese hulp. Musk se aanstelling was vir 130 dae, 'n tydperk wat môre eindig. En net hierna meer oor die Reserwebank se rentekoersverlaging. Welkom terug. Diegene met skuld is verlig nadat die Suid-Afrikaanse Reserwebank die terugkoopkoers met 25 basispunte verlaag het tot 7,25%. Dit volg nadat die koers in Januarie vir 'n derde agtereenvolgende keer verlaag is met 0,25% en in Maart onveranderd gehou is. Ekonome stem saam dat die jongste verlaging strook met die Reserwebank se beleid van streng inflasiebeheer. While the inflation outlook appears benign, we considered an adverse scenario which illustrates the upside risks. This was based on a global slowdown triggered by escalating trade tensions where the rand depreciates sharply. Considering that in the past meeting, they highlighted significantly the uncertainty mainly coming from what's happening in the global economy and uncertainty around what the ramifications would be for the rand and thus on domestic inflation. So there were some proponents who were expecting interest rates to stay steady. With lower growth, it means that you have softer economic activity, less spending by households, potentially less investments by businesses, and so your domestic demand is also weaker. How that fits into the inflation profile is that it weakens, pricing power by different suppliers, producers in the economy, and as a result, you potentially get lower or less inflationary pressure. Die Spooragentskap van Suid-Afrika, PRASA, sê meer as 1,3 miljard rand is aan infrastruktuur bestee om die sentrale spoorstelsel in Kaapstad te herstel. Die spoornetwerk is gedurende COVID erg deur vandale beskadig. Herstelwerk is verder vertraag omdat informele huise op die spoorlyn opgerig is wat die infrastruktuur erg beskadig het. PRASA is die afgelope 5 jaar getuister deur probleme wat wissel van brandstigting, kabeldiefstal tot die beskadiging van infrastruktuur. Owerhede het die skade toegeskryf aan ekonomiese sabotasie, maar geen suksesvolle vervolgings is gedoen nie. Die Kaapstadse owerhede beskryf dit as 'n belangrike mylpaal vir die toekomstige afwenteling van treindienste na die metro. This is a very big deal. The Central Line serves half of Cape Town's passengers, literally 50%. So the fact that it has been closed for the last 5 years or so has been terrible. It's really a crippled mobility in Cape Town.
And so to have it slowly coming back to life is incredibly important for people's livelihoods because it's much cheaper than minibus taxis and it's cheaper than buses. For us to launch this corridor under tremendous challenges that we have faced, be it through encroachment, be it through the theft and vandalism that we have seen, tremendous journey that we have been on, and very proud that today we've got a train running from Cape Town through to Chris Hani. Meer as R1 miljard se skade is aangerig. All of our trains are connected to technical centers where they are monitored. The trains at the front and the back have cameras so that we are recording all movement that is happening around the train. We have redone the signaling in a way that we have reduced the amount of copper involved in order to cut down on cable theft. Die spoorlyn is sentraal geleë vir werkers wat in omliggende woongebiede bly, terwyl ander spoorlyne op nywerheidsroetes geleë is. 21 stasies op die sentrale spoorlyn tussen die Kaapstadstasie en Chris Hani stasie in Khayelitsha is herstel. Herstelwerk aan 3 stasies, Lentegeur, Mitchellsplein en Kapteinsklip is aan die gang en sal na verwagting in Julie voltooi wees. En nou vir 'n kykie na die markaanwyser. En net hierna meer oor die afkopsoldaat se verdwyning. Een van Kimberley se geliefde museumkarakters het blykbaar gedros. Private Bob, soos hy alom bekend staan, is deel van 'n permanente uitstalling by die McGregor Museum in Kimberley. Maar die geheimsinnige afkopsoldaat het blykbaar sonder verlof gaan rondloop nadat hy jare lank in die museum op aandag gestaan het. Die museumpersoneel het aan die begin van die maand ontdek dat die onwrikbare Private Bob spoorloos verdwyn het. McGregor Museum, good day. Yes. Missing exhibit. Die afgelope paar weke is die dapper troep op verskeie plekke in Kimberley opgemerk. Na jare wat hy op een plek moes staan, het hy blykbaar besluit om die wêreld te gaan verken. Sy eerste pitstop voor hy nou aan die gang was by Slice of Nice, ons nuwe koffiewinkel by die museum. En ons hoop net hy het nie te veel geëet en van die lekkernye nie, want sy middel, hy was oral gespot en gesit by ons gemeenskaplede, by ons verskeie satelliete in Kimberley. Dit was nou McGregor Museum self, Duncan Cronin Photographic Gallery, Marsfontein, Battlefield Museum, Radhouse, dan was er 'n paar te noem. Private Bob is al van 1980 deel van die uitstalling. En toe eendag, poef, toe is hy weg. So wat het met hom gebeur? Is hy ontvoer? Het hy verveeld geraak en weggeloop? Wel, die antwoord is baie meer eenvoudiger. Soos die maand sy einde nader het Private Bob uiteindelik tot sy sinne gekom. We at the McGregor Museum would like to extend our heartfelt thanks and gratitude for helping track and locate Private Bob. Private Bob is now back safe in his exhibit. Elke jaar bied ICOM 'n tema vir alle museums, want dit is die International Museum Day. Ons bydrae was laat een van ons uitstal net vermis raak. En ons het Private Bob gekies as die persoonlikheid om net rond Kimberley te reis en te toer en net die gemeenskap bietjie in te lok om vir hom te soek dat dit wel 'n vermiste voorwerp is. En dit was so positief dat baie mense het eintlik gedink hy wel vermis was en miskien gesteel was, maar in elk geval hy was net in my kantoor. Museumpersoneel sê hulle hoop die positiewe terugvoer en gemeenskapsbetrokkenheid sal meer voete na die provinsie se vele museums en erfenisterreine trek. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En dis dan al van die Afrikaanse span.
Ons is môre aand terug op dieselfde plek, dieselfde tyd. Lekker aand verder vir jou. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sien ons 'n koue front wat al nader na die Weskus en die Weskaap beweeg. Dit bring 'n ligte kans vir reën langs die Weskus en dan sal dit ook gedeeltelik bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Weskaap en dit strek tot in die Ooskaap en 'n sterk wind wat kan voorkom al langs die Suidkus en dit is dan vir vanaand. Nou kyk ons na môre. Dit is die koue front wat ooswaarts beweeg, nog steeds ligte reën oor Kaapstad, 'n gedeelte van die Weskaap en dan ook gedeeltelik bewolk oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap oor die Weskaap en dit strek tot in die Ooskaap. Steeds winderig al langs die kuslyn van die land, sowel as in die binneland en oggendmiskolle oor 'n gedeelte van die Weskus. Nou kyk ons na waarskuwings wat uitgereik is en dit is vir vandag hoë duinings wat kan voorkom hier langs die suidkus van Kaapstad tot by die suidelike punt van Suid-Afrika en hierdie waarskuwing nog steeds geldig vir môre en dit kan lei na skeepsvaartprobleme. Wees baie versigtig. Nou kyk ons kortliks na die temperature in Gauteng oornag koelerig. Bedagsmatige temperature in Pretoria 24, Johannesburg 22, Vereniging 6 oornag 21 die maksimum daar. Môre dan in Limpopo waar dit warmer sal wees in Musina môremiddag 32, 31 is die voorspelling vir Phalaborwa, oornag in Bela-Bela 9 later 27 en sonnig en mooi weer oor die hele provinsie. Die volgende provinsie in ons weervoorspelling is Mpumalanga, matige temperature in Carolina 24 môremiddag, oornag koud in Standerton 2 later 24 en Mkondo 25 sal die maksimum daar wees. Nou kyk ons na KwaZulu-Natal, temperature middel 20s, Durban 23, Pietermaritzburg môremiddag 21, gedeeltelik bewolk in Kokstad 3 oornag 19 gaan die maksimum daar wees. Nou in die Ooskaap en temperature rondom 20 in die provinsie Makanda 19, Klebega 20 môremiddag, maar 11 oornag en Holamor ook koud daar 6 oornag 16 sal die maksimum daar wees. Nou in die Weskaap, hier by die tuinroete 19 in George, Mossel Bay in Kaapstad 15 en ons beweeg nou na die Noord-Kaap, bietjie warmer daar en dan sal dit in Appington 21 wees, De Aar 19, koud oornag in Sutherland 1, later 13 môremiddag. Terug in die binneland en nou is ons in die Vrystaat en temperature rondom 20, Bethlehem oornag 1, later 20 en dan ook Bloemfontein se maksimum 20. Die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes en daar ook temperature in die vlak 20s, 22 vir Klerksdorp en Taung 7 oornag 22. Is al van die Weersentrum. Goeienaand.